Ek is Marie-Louise Smith van Action Coach, Business Coaching in Bloemfontein en vandag gesels ons met Elja Kilian van Roesboer Produksies. Elja is die eienaar van Roesboer Produksies en hulle spesialiseer in die plaaslike vervaardiging van huishoudelike produkte wat uit kiaathout vervaardig word. Elja, baie welkom vandag hier by ons. Dankie vir die geleentheid. So sê gou vir my, hoe het jy gevoel oor jou besigheid voordat jy coaching begin het? Ek dink enigiemand in Suid-Afrika se finansiële klimaat is maar op sy sene wees wanneer hy besigheid besit. Ek dink van klein tot groot. Mense is maar onseker. Ek dink wat ons nou toevallig in Action Coach geleer het is dat as jy nie weet nie, dan moet jy uitvind, nê. So of as jy nie kan nie, kry iemand om dit te doen. So ek het 'n behoefte gehad om te weet hoe om 'n besigheid te bestuur. Want daar's nie baie mense wat jou touwys maak nie, mense is maar aan die diep kant. Dis 'n moeilike ding om te doen. Ja, dit wat jy nou sê is baie waar, want nêrens leer 'n mens hoe om 'n besigheid te bestuur nie. Jy is die spesialis, jy verstaan wat om te doen, maar om besigheid te die bestuurstelsels in plek te sit, om die finansies te verstaan, om die bemarking te doen, om die verkope te doen. Ons leer nêrens van dit nie, so dit is hoekom dit so belangrik is om hierdie goed aan mekaar te sit. Wat het die coaching vir jou persoonlik beteken? Wel, dit het nommer 1 my oë oopgemaak vir al die goed wat ek nie geweet het nie. You don't know what you don't know. Nee. Dit het my half bietjie in die bek geruk, as 'n mens so kan sê. Want kyk, jy het nou hierdie besigheid en jy het nou hierdie confidence en jy moet wisselvallig dink aan watse raad jy volg en want nie almal het goeie raad nie. Nie almal kan vir jou sê, luister, okay, maar wat is jou goal eintlik? Ons werk eintlik almal om nie te werk nie, nê. So, jy weet, party mense het nou 'n passie vir wat hulle doen, maar meeste mense wil werk en klaar werk en aftree en hulle eie dingetjie doen. Dit het my net maak sien wat is my goal eintlik? Hoe om 'n besigheid te skuil en te sien watse goed en sisteme ons moet in plek kry vir dit om moontlik te wees. So ek dink van 'n struktuurperspektief af was dit vir my die waardevolste. Ja, en jy het eintlik nou daarna verwys. Wat ons in Action Coach sê is 'n suksesvolle besigheid is 'n commercial, profitable enterprise that works without you. En baie mense sê maar ek love wat ek doen. En daar's niks fout met dit nie. Maar op die ou einde gaan dit vir jou volhoubaar wees as jy 80 is, as jy 90 is. Hoe skuil jy die besigheid so die besigheid later vir jou begin werk? Presies, ja. Ek dink dis ongelooflik belangrik om daai konsep in jou kop te kry, want wat doen 'n entrepreneur of 'n besigheidseienaar? Hulle probeer alles self doen. Want hulle is control freaks, hulle micromanage, hulle probeer regtig om alles gedoen te kry en dit raak net doeteenvoudig te veel, want jy het bemarking, jy het die boeke wat jy moet doen, training, mense, development, die lys is eindloos en jy sal doeteenvoudig net nie by alles kan uitkom nie. So ek dink wat dit vir my beteken het, is dit het my oë oopgemaak en my gewys en 'n padkaart gegee in 'n rigting vir wat ek eintlik wil hê. Ja, so as jy nou terugkyk, want jy is nog steeds besig met jou journey, wat beteken business coaching vir jou nou en vir jou toekoms? Hoe voel jy oor jou toekoms veral? Sjoe, accountability. Nee, dit is so krities belangrik om daai, wat noem hulle dit, accountability partner. Sorry, ek gaan nou baie Engels, verskoon my mengels. Ja, om 'n accountability partner te hê, soos, sê nou maar jy het 'n trainer by die gym, dan weet jy het 5 ure afspraak, verstaan, jy gaan dit nie mis nie. As ons goals doen, dan weet jy moet die goals doen, en jy moet smart goals hê, en jy moet daarbey bly, daar's tydstippe wat aan moet voldoen word. Want volgende keer gaan Marie-Louise kom vra, en sy is nog 'n straight shooter. Ja, dit is juist die ding met die straight shooter en die accountability. Dis een ding om stelsels in plek te kry, maar dis 'n ander ding om 'n accountability partner te hê, wat actually vir jou sê, hoorie, is jy besig om hierdie goed te doen? Is dit nog belangrik? Het jou goals verander en is jy on track? Ja, small things done consistently. Nee, so die consistency is ook ongelooflik belangrik, en dit is
half wat dit alles bymekaar bring. Net om in te check, luister, okay, maar het jy hierdie gedoen, het jy daai, hoe dit gegaan, waar is jou plan, waar staan jy in jou 3 jaar, 5 jaar plan? Jy weet, jy sê altyd vir ons, hoe vinnig gaan 'n jaar verby, jy weet, en dis skrikwekkend om al daai goed te sien en te weet, okay, maar dit maak alles 100% sin, want ek meen, 'n dag is soos 'n sekond, en 'n week is soos 'n minuut, jy weet, dit alles word so kort as 'n mens nou 'n jaar terugdink en wat mens alles bereik het, maar dit gaan oor consistency, nie om alles in een dag te probeer doen nie, en as jy nie weet nie, om te vra, of om iemand te kry wat weet, of as jy nie tyd het daarvoor nie, maar jy het geld, dan betaal jy iemand om dit te doen. Ja. So dit sit jou net in daai plek, waar jy moet besef, luister, okay, ek is nie great in dit nie, kom ons kry iemand om dit te doen, want dan ruil ek my geld vir tyd, of jou besigheid se geld natuurlik. Ja, en die ander ding is, jy evolve ook. Jy as besigheidseienaar, jy as mens evolve. So daar's aanhoudend nuwe strategieë wat 'n mens moet doen. Ek dink nou maar aan toe ons begin het met jou. Bemarking was nie hoog op by jou nie, want jy het seker goed gehad wat jy gedryf het. Jy het 'n kontrak wat jou genoegsaam voorsien van alles. So bemarking was nie hoog op nie, maar soos ons aangegaan het, het jou omstandighede ook verander. En dit is dan nou belangrik om tesame met dit dan nou ook die coaching aan te pas, om by jou aan te pas, om jou by 'n next level uit te bring. Ja, ek dink 'n besigheid spesifiek in Suid-Afrika moet redelik dikveilig wees en ek dink die sukses van 'n besigheid word bepaal deur hoe vinnig hulle kan aanpas by omstandighede. En ek sê altyd vir my ouens, my grootste doel wat ek daar moet doen is om probleme op te los. Moenie daar staan vir 6 ure en probeer iets uitfigure nie. Vra my, ek het dit al gedoen. Jy weet, so maar hier spesifiek, mens moet kan verander, en hoe vinniger jy kan verander en adapt, jy weet, hoe beter gaan dit wees vir jou besigheid. Elja, baie dankie dat jy vandag met ons kom gesels het. Ek waardeer dit baie. Sure, dis 'n groot plesier, dankie.